Nog steeds opgewonde. Dankie Fani vir die voorwoord, dit was regtig iets besonders. En jy sal nie glo hoe in lyn was jy met die preek van vandag nie. En wat ook al gebeur het, dit is net 'n bewys, ons is almal met een gees deurdronge, né? In vandag se lewe, kom ons so baie keer en ons sê, ek gee nie om nie, ek het baie geld. Alles is reg, ek is nog jonk, né? Ons vertrou op geld, ons vertrou op ons jonk wees. Baie jong meisies vertrou op hulle mooi looks en al sulke goeders, hulle spandeer nie tyd in hulle binneste nie. Nou, ons vertrou op al hierdie ander dinge wat ons het. Ons vertrou op kospakkies, ons vertrou op allerhande goeders. Is dit nie so nie? Praat ek waar? Ek het 'n pa wat my sal help as ek in die moeilikheid is. Ek het geld, ek het alles. Waaroor moet ek nou worry? Maar die woord van die Here kom vandag na my en jou toe. En hy vra vir ons nou vanmôre, waarop vertrou ek en jy vandag? Waarop vertrou ons? Het ons iemand of iets waarop ons vertrou vandag? Dan kom ons hier by Psalm 20 vers 8. Sommiges roem of vertrou is dieselfde op strydwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van ons God. Is dit nie mooi nie? Wie is ons God vandag en hierdie dag waarvan ons praat? Né? Psalm 146 vers 3 tot 5. Vertrou nie op prinse, op die mensekind nie, by wie daar geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde toe, en op daardie dag is met sy planne tot niet. Welgeluksalig is hy wat op die Here van Jakob as sy hulp het. Né? Wie se hoop is op die Here ons God. Dis dit nie mooi nie. Waar moet ons vertrou? Waarop moet ons hoop lê? Né? En waarom sê die Here so? Mense verander. As ons op mense vertrou, vandag is hy so, môre is hy so, vandag is hy jou vriend, môre is hy jou vyand. Hoe kan jy op 'n mens vertrou? Né? Mense is nie die fundament waarop ons moet bou nie. Mense maak baie keer mense hulle God. Is dit nie so nie? Daar is mense wat eintlik jou kan help, maar hulle kan jou nie red nie. Daar is mense wat vir jou kan bid, maar die Here verlos, die Here genees. Is dit nie so nie? Mense kan vir jou enigiets doen, maar dis die Here wat op die ou ende verlossing bring en jou genees. Mense kan help met raad gee, maar hulle is nie jou God nie. Glad nie. Mense se krag het grense. In Psalm 146 vers 3 sê, by wie daar geen heil is nie. Nou, wat beteken dit? Mense se beloftes beteken niks vandag nie. Absoluut niks nie. Mense verander oornag van 'n vriend na 'n vyand toe. Jy weet nie eens hoekom nie. Jy weet nie eens waarom nie. Vandag is hy jou vriend, môre is hy jou vyand. Is dit nie so nie? Hoe kan ons op hulle vertrou? Daar is in hulle geen heil nie, sê die Bybel. Op mense se kind en prinse nie. Hulle stel teleur. Hoeveel keer word ons nie teleurgestel deur mense nie? Né, in dinge nie. Ons het hierdie planne, en dan op die ou en drop die mense ons. Net so, waar is jy met al jou planne heen? Waar gaan dit heen? Mense sê altyd, hoorie, ek is Josia, ek sê jou pastoor, ons hou jou hande reg op. Ons is Josia en Aaron, ons is daar vir jou, ons sal jou help. Maar dan kruip die jaloesie in so op 'n kant en ander praatjies met ander mense kruip in, soos laasweek se preek, en dan poef, soos mis voor die son, verdwyn hulle
weg is hulle. Nee, hoe kan jy op hulle vertrou? Glad nie. Jy kan op 'n mens of 'n prinses nie vertrou nie. Daar is een verskil tussen 'n perd en God. Nee, perde, strydwaans, in die jare toe Dawid hierdie geskryf het, was dit die magsvertoning van 'n land. Sy perde, sy strydwaans. Dit was 'n magvertoning, soos vandag, ek onthou toe ons klein kindertjies was, seker soos Ethan, toe ons in Durban gaan vakansie hou het die Durban bereid gehad, het hierdie weermag met hulle tanks en soldate afgestap, en vliegtuie het mirages en goed het oorgevlieg. Dit is 'n magsvertoning. Dit wys jou krag as 'n land sy wapens tentoonstel, is dit nie? Hierso skryf Dawid, moet nie op sulke mag vertrou nie. Jy kan geld hê, jy kan geleerd wees, soveel as wat jy wil. Jy kan invloed hê in mense, soveel as wat jy wil. Jy kan baie vriende hê, en baie besittings hê. As jy daarop vertrou, op jou perde, en op jou strydwaans wat jou mag gee, bo ander mense, is jy maar soos die dwaas, wat sy huis op die sand bou. Is dit nie? Jy bou op 'n huis, jou lewe, op 'n hoopie sand. Môre kom die storms. Weg is die huis, weg is die sand. Bou eerder, soos die wyse man, op die rots wat Jesus genoem word. Wanneer jou perde op hul hardloop, né? Dit is hier waar jou geloof getoets word. Dis hier wat ons spreekwoordelik sê, die tekkie slaan nou die teer. Jy weet, dit is maklik om te sê, as jy baie goed het, en alles gaan goed, ek vertrou op die Here. Nee, dit gaan goed met my, jy het 'n kas vol kos, jy het alles gaan goed. Jy vertrou op die Here, die Here is so goed vir my, bla bla bla. Maar wag die oomblik, as jou perde die strydwaans nie meer kan sleep nie. Die dag, as jou perde moeg raak, hulle verdwyn so een vir een agter ander goedjies aan. Jou strydwaans raak weg. Dis daar waar jou geloof in God moet wees. Ek roem op die naam van onse God. Is dit nie so nie? Mense verlaat jou, alles gaan verkeerd. Ek bid, die antwoorde kom nie. Nou wat nou? Wat nou? Wat het nou met al jou strydwaans en perde en magsvertoning geword? Dis toch nie so, soos mis voor die son. Is dit weg? Nee? Dis daar waar ware geloof kom. Al het ek nie geld nie. Ek vertrou op die Here. As ek siek is, ek vertrou op die Here. Al sien ek geen uitkoms nie. Ek vertrou op die Here. My planne het op, ek weet nie meer wat om te doen nie, ek het nie meer raad nie, wat, my plannetjies is op. Wat nou? Maar ek vertrou nog steeds op die Here. Want my hoop is in die naam van onse God. Is dit nie so nie? Is dit nie waar jou hoop moet wees nie? Die naam van die Here is ons krag. Dis ons wapen, dis ons skild. Psalm 22:8 sê, maar ons vertrou op die naam van onse Here. Let wel, hy sê, ons vertrou op die naam van onse God. Ek ken ons God, ek ken my God, ek praat met hom elke dag, ek spandeer tyd met my God. Daarom kan ek weet, hy is my God, en op hom kan ek vertrou. Is dit nie so nie? Die woord onse God, kan jy dit sê, ek vertrou op my God vandag. Al lyk dit buitekant woes. 2 jaar terug het ons reën gekry, eers 18 Desember, ek het het nog goed opgeteken. 18 Desember het ons die eerste keer reën gekry daai jaar. Ons het gevoer in my vee was in die laaste ou kampie gewees, daar aan die ander kant by die winkel, en die kampie het leeg geraak, dit was 18 Desember. Mense het allerhande planne begin maak om voere te koop, maar ek het nog steeds vertrou
vertrou op ons God se naam. En dit het deurgekom. COVID, back and close slaan reg rondom ons uit. Maar ons vertrou op ons God om ons te red uit hierdie penarie uit. Vir hoeveel lange tyd kon ons niks verkoop het nie, omdat alles geblok was met back and close. Maar nog steeds, daar was nie geld nie, daar was nie meer planne nie. Daar was een ding wat ons aan kan vasthou het op hierdie plaas. En dis die naam van ons God op wie ons vertrou. Hy het ons deurgetrek en hy het vir ons wegte gemaak waar daar nie wegte is nie. Nee op strydwaans en op perde vertrou, op vriende of wat nie. Net op die Here die nag, as almal gaan slaap, dan gaan jy in jou binnekamer en jy praat met die Here. Die wêreld sê, man, ek het geld, ek vertrou op geld. Gaan daar so, gaan daar. Op jou invloede, op jou vriende, op jou eie krag. Dis wat die wêreld sê. Maar ons sê, ons vertrou op die naam van ons Here. Spreuke 18 vers 10. Ek kan hom soms so uit my kop uit sê. Ek wil net die verkeerd sê. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarna en word beskud. Wat is die naam van die Here vir ons vandag? Dis 'n sterk toring. Het julle al gesien die kastele van ouds? Dis sterk, is sulke tikmure. Dis wat die naam van die Here is. Al kom die aanslag te maak nie saak hoe die aanslag te teen jou kom nie. Die naam van die Here is 'n sterk toring, sê die woord van die Here. Dawid het geskuil menigte male in daai sterk toring, die naam van die Here. As die dinge om Dawid moedeloos geword het, sy koning hom wil doodmaak, sy vrou hom verag, maak nie saak wat nie, sy broers, self sy eie pa dink hy's nie goed genoeg om 'n koning te word nie. Het hy 'n plekkie gehad waar hy kon gaan skuil het. Hierdie naam van ons God, is dit nie so nie dan nie. Dis die belangrikste plek waar ek en jy moet weet, waar ons moet weet, dat hierdie naam op wie ons kan vertrou, maak dinge reg. Mense is geneig om allerhande goeders te probeer, planne te maak, cashloans toe te gaan, en hier te in daai planne te maak. Niks kan help nie, alles is 'n mislukking. Maar nou sê hulle, ons vertrou op ons God. Né? Nou ons met jou plannetjies is verby. God is nie die laaste uitweg nie. Hy moet die eerste uitweg wees. Né? As niks werk nie, dan hardloop ons na die Here toe. Nee. Die Here Jesus Christus moet die eerste wees waar jy jou probleme gaan vertel. Jy gaan nie jou probleme in die strate van mense vertel nie. Jy gaan na die Here toe. Die een wat jou kan help deur dikkende, wat by jou is, wat nader aan jou is as 'n vriend, as 'n broer, dis Jesus Christus. Vertrou op hom, gaan praat met hom. Voor jy planne maak, bid, smeek, sê die Bybel, met danksegging. Né? Tot sak en as, bid jou in, die Bybel sê bid tot die son deurbreek. Moenie ophou bid nie. Die New Age mense sê, jy name it en jy claim it, sommer tjoef-tjaf. Jy bid en jy bid. Sê nee man, dis ongeloof, jy bid en jy vra die Here een keer. Hierdie wat julle so baie bid is nie, waarvoor bid julle so baie? Dit het ek al gehoor. Maar die Bybel leer ons van 'n weduwee wat gaan kla het by 'n ongelowige regter. En sy het aangehou die saak voor die regter bring, tot die regter die saak in haar begin sit. En die Here het vir ons daai verhaal vertel, en gesê, moenie ophou bid nie. Né? En Esegiel sê, die wat die Here herinner aan sy beloftes,
moenie slaap nie. Hy moet die Here herinner aan sy beloftes vir ons. Hy moet by die Here wees. Hy moet nie ophou nie. Mense, om 'n nag deur te bid is nie so lank nie. Om die son te sien opkom na jou gebede en te sien hoe verander die dag wat nou kom, na jou guns toe. Is wonderlik. Maar moenie planne maak waar God nie in bekend is nie. As jy 'n diep verhouding het met God, sal jy weet, geen probleem is te groot vir God. Daar is geen probleem, nie jou finansies nie, nie jou huwelik nie jou familie nie geskindery in die dorp nie, niks nie, wat ook al, geen iets is te groot vir ons koning nie. Nee, God maak dooies lewendig. Nee, wat is jou probleem as hy dooies opwek deur mense? Hoe kan jou probleempie te groot wees vir hom? Nee, hy maak paaie in die woestyn, sê die Bybel. Met sy woord skep hy riviere in die bosse, die oerwoude. Sy woord laat takbokke lam. Sy woord laat die seders van Kades bewe. Dis wie ons God is. Hoe kan hierdie goed, wat ons so mee sukkel elke dag, te groot wees vir so groot God? Nee? Maar waar sit ons vertroue? Ons raak so gewoond om vir mense hulp te vra en vir by mense te gaan aanklop, dat hy mense word later amper 'n mense God jou voorsienaar. Is dit nie so nie? God is die bron van ons lewe. Daar is nie 'n ander bron nie. God en God alleen is ons bron. Daar staan 'n stoel, gaan sit op hom, hy sê jou dra. Jy kan oor daai stoel praat, jy kan vir daai stoel kyk, maar wanneer jou geloof in aksie kom, is wanneer jy op daai stoel gaan sit. Is dit nie so nie? Ons kan praat van die Here, ons kan na hom kyk van die Here, maar as ons nie ons geloof en ons vertroue in hom sit en hom aanroep en sê, Here, hier is my probleem. Ek sit met dit en dat. En dan sê jy sien wat in jou lewe ook al gebeur. En vandag as die Here met ons praat oor dit, op wie vertrou ek en jy in hierdie dag, waarop die Here met ons praat? As jy vandag ontdek, dat ek dalk op verkeerde goed vertrou het, dat ek dalk op ander dinge vertrou het, waar ek nie moes nie, maar dat ek eerder op die Here moes vertrou het, is dit die dag, wat die Here vir ons sê, ek is jou bron, ek is jou voorsienaar, ek het jou geskep deur woorde, ek het die aarde geskep, ek het die heelal geskep. Wat is jou probleem te klein, te groot, omdat ek hom nie kan oplos nie? Ek vertrou op die Here, met alles waarin ek is. Soos Fani getuig het, hulle het probeer planne maak, dit nie gewerk nie, hulle het aan die Here vasgehou, die Here aangeroep, en 4 dae later, as ek reg, toe het hulle die geld, toe het hulle die means, toe het hulle als, om die probleem op te los, deur die Here wat hulle aangeroep het. Is dit nie so nie? Hoekom moet ons eers vertrou op ander mense? Nee, ek vertrou op die Here, nie op prinse nie, nie op mense, kinders, die mense drop ons, nee, nie op perde, nie my strijdwaans, my mag nie, ek vertrou op die Here, my redder. Wie kan mooi lees? Ek wil net hê dat julle hierdie een laaste hoofstuk, ek het so 'n paar versies gelees, net hierdie hele hoofstukkie is nie lank nie, is 10 versies, net lees. Ek moet lees. Dis net wat Dawid opgeskryf het, vir my en jou, om te weet wie is ons bron. Die opskrif is,
Dit is Psalm 146, God die enigste ware helper. Halleluja, loof die Here, o my siel. Ek wil die Here prys, solank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van my God, solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeres brood gee. Die Here maak die gevangenes los, die Here open die oë van die blindes, die Here rig die wat gebore is op, die Here het die regverdiges lief. Die Here behoed die vreemdelinge, hy rig wees en weduwee weer op, maar die weg van die goddelose maak hy krom. Die Here is vir ewig koning, jou God, o Sion, is van geslag tot geslag. Halleluja. Is dit nie mooi nie? Is dit nie 'n belofte waaraan ons kan vashou nie? Psalm 146, julle moet hom sommer merk in julle Bybels om te sê, ek gaan hierdie psalm elke dag lees, om my te herinner wie my werklike helper is. Né? En ons sal weet dat dit die Here God is, wat hierdie hemel en aarde geskaap het. So mooi verduidelik Dawid dit vir ons almal. Amen.